Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 23ste November 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê, polisie kry duisende nuwe konstabels by. Nuushooftrekke vir vandag, 51-jarige man skuldig bevind, wat sy eie dogters verkrag het. Duisende nuwe polisiekonstabels is uitgeplaas na hulle nuwe stasies. Rentekoersverlaging bring effense hoop vir Suid-Afrika. Elektrisiteit het sedert 2016 met meer as 165% gestyg. Bokke verslaande ure in harde rugbywedstryd. Danai van die Kerk speel weer vir die Protea damespan. Die atmosfeer was gelaai met die opgewondenheid by die polisie se opleidingskollege in Philippi Oos buite Mitchellsplein, waar 423 nuwe polisiekonstabels formeel lid van die polisiediens geword het. Hulle is onder die 3558 nuwe polisiekonstabels wat by 5 opleidingskolleges uitgepasseer het. Die nuwe konstabelsopleiding is egter nog nie afgehandel nie. Hulle moet nou 'n praktiese deel by die polisiekantore voltooi. Luitenant-generaal Temitsile Patikile, die polisiekommissaris van die Wes-Kaap, en Dr. Polly Bashilo, adjunkminister van polisie, was 2 van die hooggeplaastes wat die nuwe polisiekonstabels in hulle geleeder verwelkom het. Patikile het die konstabels daaraan herinner om te alle tye die belangrikheid van die polisie se gedragskode te onthou en hy het hulle aangemoedig om saam te werk om misdaad te voorkom en te bestry en om misdadigers voor die geregte dag. Die polisie vertrou jou met sy toekoms. Die mense van Suid-Afrika vertrou jou met hulle veiligheid, moet hulle nie teleurstel, het hy gesê. In 'n land wat smag na veiligheid en geregtigheid, sal jou professionaliteit en menslikheid jou kragtigste instrumente wees. 'n Man van Mamasbury, wat sy 3 dogters oor 'n tydperk van 12 jaar verkrag het, se berou is lydens 'n verslag van psigiaters van die Valkenberg Psigiatriese Hospitaal oppervlakkig gewees. Hy was volgens die hospitaal ontwykend en die aard van die mishandeling en die effek wat dit op sy dogters gehad het, probeer verminder. Die hofsaak het maandag na amper 4,5 jaar tot 'n einde gekom, nadat die pa sedert sy inhegtenisneming meer as 3 keer van regsverteenwoordigers verander het. Daar is gevra dat hy vir waarneming verwys moet word en hy is aan die psigiatriese hospitaal verwys. In sy pleitverduideliking, wat op 17 November by die hof ingelees is, sê die man sy huwelik het begin skipbreek ly kort nadat hulle in Desember 1996 getroud is. Na die geboorte van hulle kinders in 2002, 2003 en 2008 het hy lydens sy verklaring al hoe meer toenadering en intimiteit by die kinders gesoek. Hy is daarvan aangekla dat hy sy dogters van 2008 tot 2020 verkrag het, terwyl hulle opgepas het wanneer hulle ma by die werk was. Die man se vergrype het in 2020 in die lig gekom, nadat sy oudste dogter 'n vriend in haar vertroue geneem het. Die man is kort daarna in hegtenis geneem, maar na sy eerste hofverskyning op eie verantwoordelikheid vrygelaat. Die man word op 26 Januarie deur die hof gevonnis. Die moordverhoor van Sherry Ann Pretorius, wat 40 jaar oud was, sal naar verwagting grootliks op mediese bewyse fokus met forensiese rekonstruksies wat glo gedoen sal word. Pretorius se saak is in September van die Landdroshof in Somersuidwes na die Hooggeregshof oorgeplaas waar die verhoor sal plaasvind. Die staat hoop om Februarie 2026 'n datum vir die verhoor te kan bevestig. Lydens die klagstaat word Pretorius aangekla van moord met voorbedagte rade, regsveruideling en aanrading met die doel om ernstig te beseer. Lydens die klagstaat het die beskuldigde die oorledene tydens hulle huwelik verskeie kere aangerand met die doel om haar ernstig te beseer, deur haar te slaan oor die kop, te klap op wyse wat onbekend is aan die staat. Sy inhegtenisneming was 3 jaar en 4 maande nadat Sherry Ann op 20 November 2021 slegs 'n maand na haar 40ste verjaarsdag doodgevind is. Verskeie belangrike wêreldleiers het ondanks president Donald Trump van Amerika se volgehoue boikot van die naweek se G20 leiersberaad in Johannesburg aan in Suid-Afrika aangekom. Die eerste van die wêreldleiers was donderdagoggend in Suid-Afrika aangekom het, was Antonio Costa, president van die Europese Raad, en Ursula von der Leyen, president van die Europese Kommissie. Costa von der Leyen het na hulle aankoms donderdag ook 'n bilaterale vergadering met president Cyril Ramaphosa in Sandton gehou om politieke en handelsbande, sowel as die strategiese vennootskap tussen Suid-Afrika en die Europese bloklande te herbevestig en verder te versterk. Donderdagmiddag het Anthony Albanese, premier van Australië, ook by dieselfde lughawe in Johannesburg geland. Hy is met sy aankoms deur Solly Malatsi, minister van kommunikasie en digitale tegnologie, verwelkom. Terwyl die diplomatieke drama tussen Pretoria en die Withuis donderdag aand nog laat voortgevoed het,
oor Amerika die naweek die bespreking op die leiersberaad gaan deelneem het of nie, het die Chinese premier Li Qiang stil op die OR Tambo lughawe geland, lees deur Dr. Aaron Motsoaledi, minister van Gesondheid, by die lughawe ontvang. 10 beskuldigdes in die Paternoster groepsbelange beperk, die PGB bedrogsaak, vlugtig in die hof verskyn, waar 'n nuwe staatsaanklaer aangestel is. Die saak was einde Julie laas in die hof, toe 3 van die 19 beskuldigdes hulle self aan die polisie oorgegee het. Van die 19 beskuldigdes is 10 mense en 9 sake identiteite. Die maatskappye sluit in 2 geassosieerde maatskappye van PGB, visprodusente en uitvoerders en Transrepublikeinse visserybeleggings. Die hof het die saak tot 13 Februarie uitgestel, sodat die klagstaat kan aangepas word, verdere ondersoeke afgehandel word en bykomende aanklagtes kan bygevoeg word. Die beskuldigde borgtog is verleng, hulle is gewaarsku om teen 08:30 by die hof aan te meld. Die staat beweer die bedrog het tussen 2006 en 2019 plaasgevind, toe meerderheidsaandeelhouers en minderheidsaandeelhouers na bewering bedrieg het, deur aandeelpryse te manipuleer wat gelei het tot 'n verlies van so 300 miljoen rand. Die klagstaat van 35 bladsye is omvattend en stipuleer noukeurig die omvang van die misdrywe wat deur 'n vletjieblaser se onthullings op die lappe gekom het. Die nuwe rentekoersverlaging klink miskien na 'n klein besparing, maar elke bietjie sal help. Letseya Kganyago, president van die Reservebank, het donderdag aangekondig die laaste rentekoersbesluit van vanjaar is 'n verlaging van 25 basispunte in die repo-koers. Dit beteken 'n huisverband van 1 miljoen rand en nou R9.816 per maand kos, teenoor R9.984 in Julie, toe die banke se rentekoers 10,5% was. Dis 'n besparing van R168 per maand. As jy 'n huisverband van R2 miljoen het, gaan jy R336 per maand spaar. Wanneer dit by motors kom, sal 'n lening van R300.000 teen die banke se nuwe rentekoers van 10,25% jou R5.595 per maand kos, en R5.634 in Julie toe die rentekoers 10,5% was. Debbuster sê elektrisiteitstariewe het sedert 2016 met 165% gestyg en die petrolprys met 80%. Altesaam 95% van die verbruikers het persoonlike lenings gehad, 'n nuwe rekord. Nog 57% van die verbruikers het 'n betalingslening gehad, ook 'n rekord, wat 'n aanduiding daarvan is dat verbruikers voortgaan om hulle inkomste met korttermyn, ongesekureerde krediete aanvul. Die finansiële verligting wat die rentekoersdalings gebring het beslis gehelp, lei die verslag. Terugblink op die tydperk 2016 tot 2025 wys egter dat verbruikers wat om skuldberading aansoek gedoen het, sy finansiële posisie steeds benard is. Hierdie verbruikers het meer as R540 miljoen aan skuldeisers betaal terwyl hulle onder skuldberading was. Die agterstand van eise van die padongelukkefonds, oftewel die POF, gaan nie binnekort verdwyn nie. Die komitee ondersoek beweringe van wanadministrasie, finansiële onbehoorlikheid en die misbruik van geld by hierdie entiteit. Veldtog gestaans deur die POF aan die gang om al die eisers op sy boeke op te spoor om die status van die eise aan hulle te verskaf. Skoor het verlede maand gehoor, die agterstand van eise van die POF wat nog nie afgehandel is nie, oorskry die 400.000 kerf. 4 uit 10 van die eisers is nog nie bereik nie. Dis net wanneer ons hulle almal bereik het, dat ons kan sê dat die agterstand sal binne byvoorbeeld 2 weke uit die weg geruim word. Lando Norris, die Formule 1 pas aangeheer, sou vroeër in sy loopbaan ontsteld gewees het as op die podium uitgehou is, maar deesdae is die Britse renjaer heeltemal ongeërg. Oscar Piastri, Norris se Australiese spanmaat, wat 24 punte agter die Brit is, met 3 rondes oor, voor vandag se Las Vegas Grand Prix, is ook oorgehaal om hierdie titel te veg. Norris is in Mexico en in Brazilië dit die skare uitgejou. Norris het die 2 wedrenne gewen en Piastri in die laaste 6 geklop, maar het vanuit die skare uitgejou toe hy die podium betree het. Jy moet eenvoudig besef, dis eintlik net 'n klein groepie stetelbordkrygers. Ons bly maar net getrou aan ons wedren beginsels, het hy gesê. Die naweek kan die titelstryd tot net 2 McLaren renjaars beperk word, indien die gaping tussen Verstappen en Norris van die huidige 49 punte tot 58 toeneem. My ingesteldheid is, as ek nie 'n sterk naweek beleef nie, is Max terug in die prentjie, het hy gesê. Vandag se hoofwedren begin om 06:00. Suid-Afrika pak die ure in 3 T20 3-eendag wedstryde met die eerste kragmeting, 'n T20 wat op Vrydag 5 Desember in Nieuweland in Kaapstad beslis sal word. Die ander T20 wedstryde vind op 7 Desember in die Parel en op 10 Desember in Benoni plaas. Danny van die Kerk, wat 32 jaar oud is, het vroeër vanjaar aangekondig dat sy weer vir internasionale kriket beskikbaar sal wees nadat sy in 2023 haar uittrede aangekondig het. Sy het die Proteas tussen 2009 en September 2021 in 107 eendag en 86 T20 wedstryde sowel as 'n enkele toets verteenwoordig.
Danny Clarife, wat 26 jaar oud is, wat al voorheen die Proteas verteenwoordig het, is met 306 lopies die voorste lopiemaker tot op hede vanjaar sy provinsiale T20 reeks vir dames. Nog 'n Kaapenaar, Leah Jones, die WP se kaptein, kan haar buiging vir Suid-Afrika maak. Sy is in die groep vir die eendag reeks ingesluit. Die Australiese snelbouer Mitchell Starc het sy 100ste toetspaadjie teen Engeland platgetrek en ook sy beste boulontleding in hierdie formaat, naamlik 7 vir 56 op die eerste dag van sy eerste toets in die reeks om die as in Perth behaal. Die Aussies is egter daarna deur Engeland se snel aanval verhinder weer en het op 123 vir 9 gestyg toe die bakkies aan die einde van die dag gelig is. Starc het vroeër toegeslaan en Zak Crawley in die eerste bilbeurt uitgeknikker. Die Engelse middelkolwer Harry Brook het 52 en die enigste 50-tal vir hierdie dag aangeteken. Ollie Pope op 46 en die paalkiewagter Jamie Smith op 33 is die enigste ander twee kolwers wat vir 'n wyle kon vasgeskop het. Joe Root, wat voor die aanvang van die eerste toets onderskoot gekom het van die Australiese media oor die feit dat hy nog nooit 'n 100-tal in die toets daaronder kon behaal het nie, is vir 'n nulletjie uitgehaal. Die tuisspan se snelbowlers Brendan Doward 2 vir 27 en Cameron Green 1 vir 10 het die res van die paaltjies geneem. Marlon Silberskagni het moedig probeer waalgooi, geduldig gekolf en 41 balle getrotseer vir sy 9 lopies voordat Archer hom uitgebou het. Australië se telkaart lees soos 'n riller met die paalkiewagter Alex Carey se 26 wat die hoogste is vir die span. Die wegbreekbouler Nathan Leon 3 nie uit nie en Dodgett op 0 nie uit nie. Die voorslagbouler Andrick Nortje gaan in Desember in die T20 reeks teen Indië oplaas weer vir die Proteas te sien wees. Suid-Afrika gaan na sy toetsreeks teen Indië 3 eendagwedstryde van 30 November tot 6 Desember speel, waarna 5 T20 wedstryde van 9 tot 19 Desember sal volg. Die afrigter sê sy T20 roep is baie naby in die een T20 wêreldbeker toegaan met uitsondering van 1 of 2 kombinasies. Natuurlik sal ons Kagiso Rabada wat uit vir 'n ribbesering nou mis, maar soos ons in die eerste toetsoorwinning oor Indië gesien het die groep diepte en is een van ons primêre doelwitte as 'n span om 'n eenheid te ontwikkel, gevul met spelers wat enige tyd kan opstaan. Elke keer as iemand nie beskikbaar is nie, maak dit die deur oop vir 'n ander speler om op te staan, het hy gesê. Baie goed om Andrick terug te hê in die T20 span, nadat hy die vorige toere weens beserings misgeloop het. Die T20 reeks bestaan uit Aiden Makram met kaptein, Otniel Baartman, Coben Bos, Dewald Brewes, Quinton de Kock, Tony de Zorzi, Donovan Ferreira, Riza Hendricks, Marco Jansen, Keshav Maras, George Linde, Gwena Mapaka, David Miller, Lungi Ngidi, Andrick Nortje en laaste plek Tristan Stubbs. Vir die eerste rugbytoets wat die naweek aangebied was die manne van Georgia die gasheer vir die Japaneese span. Die wedstryd was die hele tyd nogals redelik gelyk gewees in alle opsigte en die eindtelling gee dit ook so weer. 2-3 is vir die manne van Georgia gedruk en 1-3 het vir die Japaneese span gevolg. Die Georgiese span het 3 strafskoppogings oor die Japaneese span se dwarslaat gesit en daarenteen het die Japaneese met 6 strafskoppe oor die Georgia se palle geslaag. Die finale telling was wel verdiend vir die Japaneese se guns met 23 vir Georgia en 25 punte vir die Japaneese span. Wallace was die gasheer vir die Kiwis van Nieu-Seeland in die Principality Stadion. Die skeieregter was Holly Davidson van Skotland. 4-3 is vir die rivale span gedruk. 7-3 is vir Nieu-Seeland agter die palle van Wallace deur die Kiwis gedruk. Thomas Plumtree van Wallace het albei geel kaarte ontvang. Die Kiwis het die wedstryd begin oorheers in die tweede helfte en die eindtelling wys ook so. 26 punte vir Wallace en 52 punte vir Nieu-Seeland aangeteken. Roemenië die gasheer vir Uruguay gespeel. 'n Hele paar drieë het 'n goeie rugby vir beide spanne gevolg. Die telling was wel verdiend in die guns van Uruguay met 13 teen die 21 punte van Roemenië. Italië het die manne van Chili aangedurf in die stadio Luigi Ferraris. Die skeieregter was Alam Leal. 5-3 is vir Italië gedruk en vir Chili het 3-3 op die tellbord verskyn. Italië het gewen met 34 punte teen die 19 punte van Chili. Ierland was die gasheer vir die wêreldkampioene die Springbokke in die Aviva Stadion wat soos gewoonlik volgepak was. Die skeieregter was Matthew Carley. Vir die Ire het McCarthy, Potter en Pendergast elk geel kaart ontvang, asook Ryan in die 19e minuut het 'n rooi kaart gekry. Vir die Ire het Sheehan agter die bokke se palle gaan kuier. Vir die Springbokke Damian Willemse, Kobus Reinagh en Fynberg en 'n strafdrie is ook aan die Springbokke toegeken. Dit was regtig 'n harde wedstryd waar die Ire ten alle koste wou wen het, maar die Springbokke het gewys hulle bly die beste en die manne van die plaasvervangerbank het opgekom en het ook hulle deel suksesvol gedoen. Die Ire se totaal was 13 en die Springbokke het wel verdiend gewen met 24 punte. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeu for You.
Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 21:36, Polokwane 16:29, Lephalale 18:35, Mbombela 16:31, Mahikeng 19:34, Pretoria 16:32, Johannesburg 16:29, Ermelo 11:29, Kalahari 18:32, Gaborone 21:36, Richards Bay 19:37, Pietermaritzburg 16:31, Durban 18:28, Port St Johns 16:24, Pongola 18:35, Maputo 21:37, Bethlehem 12:28, Bloemfontein 16:32, Alabama Noord 12:28, Welkom 17:33, Vryburg 19:35, Kimberley 19:34, Appington 19:33, Prieska 19:34, Springbok 23:34, Karasburg 13:29, Keetmanshoop 13:30, Mariental 18:31, Alexanderbaai 15:19, Brandvlei 14:32, Loederitsbaai 17:27, Vredendal 16:30, Kaapstad 17:23, Sutherland 11:24, George 16:21, Jeffreys Bay 15:24, Geberra 15:25, Raafreinet 11:21, Kaapogillas 16:23, De Aar 14:31, Multino 9:22, Beaufort Wes 15:28, was Londen 13 en 20 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag: die rand verhandel teen R17,38 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11,22, die euro verhandel teen R20, die pond kos R22,76, 'n yen kos 11 sent, die prys van silwer is $49,97 Amerikaanse sent, platinum se prys is $1,510, palladium kos $1,381, die prys van goud is $4,063, die prys van Brent olie per vat is $62,56 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: fokus net op die trap voor jou, nie op die heel stel trappe voor jou nie. Lekker klim. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.